Kap, 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 klets, 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 korrel, korrel, kwak, 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 kap, 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 klets, 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 korrel, korrel, kwak, kwak, kwak. Hallo my mater. Dis darem maar 'n lekkerte om vir jou te sien. Hoe gaan dit met jou vandag? Kyk, ek is lief vir die somer. Die somer is 'n besondere seisoen vir my, want dit is die tyd wat al die pragtige bloeisels, vlieg, moenie, wat maak jy hier? So blaas of vlieg my nou? Nou ja, die somer is die tyd wat al die pragtige bloeisels van die lente in vrugte optower word. Nou nie alle blomme nie, onthou, net bloeisels, né? En ons het die wonderlike geleentheid gehad om blou bessies te gaan pluk van die struike af. Wat 'n bederf. Ons huis is nou vol blou bessies. Maar moenie kwel nie, ons gaan hulle vinnig opeet. En die resep wat ek vandag vir jou gaan wys, is hoe om 'n blou bessie tert te maak. Maar dis lekker. Nou soos jy hoor, gaan ons met die oond werk, want die tert gaan gebak moet word. Maak seker jou mamma, pappa of 'n groot mens is byderhand. Hulle moet maar die tertbak in die oond sit en weer uithaal. Mens gebruik altyd oondhandskoene wat jy aan jou hande sit en dan eers haal jy die warm tertbak uit die oond uit, né? Anders gaan jou hande seer brand. Jy wil nie dit hê nie. Kom ons begin die resep. Mater, hier is ons nou in die kombuis. Kom ons val met die deur in die huis en ek vertel jou wat jy alles benodig om hierdie heerlike blou bessie tert te maak. Vir die tert se kors benodig jy 1 koppie meel. Dit kan koekmeel wees of amandelmeel soos wat ek hier het. 'n halwe teelepel sout en 'n kwart koppie olie. Dit kan canola, sonneblom of olyfolie wees. En 2 eetlepels lou water. Jy gaan al hierdie bestanddele neem en in 'n mengbak gooi. En dan gaan jy dit lekker roer totdat dit 'n deeg vorm. Daarna gaan jy dit in 'n tertbak uitdruk. Maak seker die tertbak is natuurlik oondvas, sodat dit nie bars in die oond nie. Nou is ons gereed om die vulsel te maak. Wat jy benodig vir die blou bessie vulsel is 3 koppies blou bessies, 'n 1/3 koppie water, 4 teelepels mielieblom, die sap van 'n halwe suurlemoen en 'n 3/4 koppie strooisuiker. Jy kan sommer dieselfde mengbak gebruik waarin jy die kors gemeng het. Dan gooi jy die blou bessies daarin en die strooisuiker, druk die sap van die suurlemoen uit en gooi dit ook by. En gee dit so 'n bietjie van 'n meng. Dan kan jy 'n vork neem of 'n aardappeldrukker en net so 'n bietjie van die bessies dit liggies kneus, dat van hulle skilletjies bietjie breek. Maar van hulle wil jy nog mooi heel hou. Daarna neem jy die mielieblom en
Jy voeg dit by die lou water in die koppie. Jy meng dit eers mooi dat dit opgelos is. En dan gooi jy dit ook by die res van die bessiemengsel. Jy meng dit goed deur en dan gooi jy dit ook in die tertbak bo oor die kors. Dis al wat jy nodig het om te doen. Dan kan jy dit in die oond sit. Die tert is nou in die oond. Die oond is gestel op 180 grade Celsius. Dit gaan bak in die oond vir 60 minute. O ja, jy hoef nie die oond voor die tyd warm te maak nie. O, kyk hoe lekker. Dis so pas uit die warm oond. Heerlik. Nou is die tert gebak en gaan 'n mens dit so vir 'n uur op die toonbank laat afkoel. Daarna gaan jy dit in die yskas sit sodat dit mooi kan verder afkoel en set so 2 tot 3 ure. Dan uiteindelik mag jy dit sny en proe daaraan. Jy gaan dit geniet. Jy kan dit ook bedien met 'n klontjie room of 'n skeppie roomys as jy wil. Maar dit is heerlik net so. Heerlik. Dit ruik absoluut fantasties. Ja, mies. Net 'n laaste nota mater. Jy kan natuurlik bevrore bessies ook gebruik as daar nie vars bessies beskikbaar is nie. En die resep is baie aanpasbaar. Jy kan ook die blou bessies vervang met ander vrugte soos appeliefies, arbeie en verskeie nektariens soos perskes. Hulle albei sal heerlik smaak in hierdie resep. Nou is dit tyd vir my om werklik te groet. Adios. Totsiens mater, lekker kook. Onthou om altyd veilig te werk in die kombuis en maak seker daar's 'n groot mens byderhand om 'n oogie te hou. Lekker kook!